Goeiemôre gemeente, kan julle my mooi hoor? Ek gaan 'n bietjie later die aankondigings doen. Ek het net die voorreg om vir Renay Viljoen vandag hier by ons in die gemeente te verwelkom. Renay ken ek nou persoonlik ook en is 'n pragtige mens en 'n groot kind van die Here. En wat sy doen is, die dominee het al gepraat van die bedienaars van die woord. Nou, Renay is besig met haar studies by die Huguenote College in Wellington. Ek dink ons is meer as gewillig en ons wil graag hoor wat sy sê en ons wil haar hart hoor en ons is so dankbaar dat sy haarself bereid verklaar in 'n tyd wat julle weet wat die NG predikante al hoe minder en minder raak. Is daar mense soos sy wat opstaan en sy wil graag diensbaar wees vir die Here. So kom ons gee haar die geleentheid en ons laat haar gemaklik voel en na die tyd kuier ons lekker saam met haar. So Renay, baie welkom hier, hoor. Ons sien uit daarna om na jou te luister. Corney? Net gou. Julle kan my hoor. Baie dankie vir die voorreg. Dis altyd 'n voorreg. Wanneer mens hier voor staan, die dag wanneer 'n mens dit aanvaar as 'n reg, dan is daar 'n groot probleem. So baie dankie vir die eer en die voorreg wat julle my aandoen, dat julle my genoeg vertrou om hier voor te mag staan. Ek hoop dat dit vir ons almal tot 'n seën sal wees en mag die Here ook met ons almal deur sy Heilige Gees praat en vanoggend deur sy Heilige Gees werk. Ek wil net seker maak, ons het 2 voorliedere voor ons by die fotum uitkom, is ek korrek, as ek na die, baie dankie vir die mense wat vir my die PowerPoint opgestel het, julle het 'n paar knap hande hier, so ek het gesê ek gaan dit definitief gebruik vir die toekoms. Ek het nou nie, voor ons by die fotum uitkom. Yes, ons het so 2 liedere voor ons by die fotum uitkom. Ek weet ons is min, maar kom ons sing, want dit is so getuienis, ook vir die mense buitekant die kerk, dat ons is gelowiges, ons is kinders van die Here, en ons musiek en ons sang is ook deel van ons getuienis, om te sê ons weet dat die Here leef. Daar so 2 liedere, voor ons dan by die fotum kom ons sing, u kan sittende bly sit, terwyl ons ook ons getuienis buitekant die kerk gee, deur ons sang. Kom ons sing. Die
ons in die tweede lied ook sittende, en dan daarna dink ek gaan ons begin met die erediens en met die foto. Ek wil die erediens begin met die fotum wat kom uit Psalm 9 vers 2. Met my hele hart wil ek u prys, Here, wil ek van u magtige reddingsdade vertel. Oor u wil ek my verbly en vrolik wees. U naam wil ek besing, o Allerhoogste. Liewe gemeente, die Vader wat sy seun na hierdie wêreld gestuur het, die seun wat sy disippels geroep het, en die Heilige Gees wat ons elkeen roep, groet julle vanoggend met die woorde, genade en vrede. Kom ons sing weer 2 liedere, lied 159 en lied 219.
Ons het hierdie eerste lied gesing, voor ons gaan na die tweede ene, om vir die Here te sê, ons erken, ons bely, ons is in een naam teenwoordig, en dit is die Here Jesus. Ons sing 'n loflied, omdat ons so bly is, dat ons in sy teenwoordigheid mag wees, en dat ons vir die Here wil sê, dankie. Kom maar sit. Ek gaan vir ons voort met die geloofsbelijdenis. Ons weet dat die geloofsbelijdenis is 'n samevatting van dit waarin ons glo. Ek sê altyd vir die kinders, as iemand vir ons moet verduidelik waarin glo ons moet die Bybel opsom, dan raak dit 'n moeilike werk, want die Bybel is maar 'n baie dik boek. En die geloofsbelijdenis sê wat ons glo, wat ons vanuit die Bybel lees en verstaan. Die geloofsbelijdenis wat ek gaan lees, lyk so 'n bietjie anderste, maar dit is maar basies net 'n ander vorm of ander woorde van wat ons verstaan en glo. Ek gaan dit vir jou hardop lees. Ons glo, daar's een God wat homself aan ons openbaar in 3 persone. Vader, Seun en Heilige Gees. Hy is ons Skepper, ons Verlosser, ons Leidsman. Die Bybel is God se woord, deur die Heilige Gees geïnspireer en leer ons hoe om te lewe. Ons glo Jesus is God, uit 'n maagd gebore en 'n sondelose mens. Sy plaasvervangende sterwe is my versoening met God. Hy het die dood oorwin en na die hemel toe opgevaar. Verlossing is deur geloof in Christus alleen, sonder werke,
slegs deur genade. Die Heilige Gees lei my tot 'n vroom lewe en goeie werke. Dit is die bewys van die egtheid van my geloof en dankbaarheid en is 'n getuienis van God se krag en liefde. Alle gestorwenes sal eenmaal opstaan. Ewige heerlikheid in die hemel gaan aan gelowiges en ewige oordeel aan ongelowiges. Ons glo in die kerk. Al is daar onderlinge verskille, is alle gelowiges saam die liggaam van Christus. Almal het deel daaraan, ongeag hulle stand of ras. Christus vereis gehoorsaamheid aan sy groot opdrag, dat die evangelie aan alle mense verkondig moet word. Deur Bybelstudie, gebed, getuienis en Christelike dienswerk, moet gelowiges geestelik groei en deel hê aan die uitbou van sy koninkryk. Ons sien uit na die wederkoms van Christus, wanneer sy koninkryk finaal bevestig en volëindig word. En hierop sê ons almal, Amen. Kom ons word stil. Kom ons bid. Ons vra vir die Here se teenwoordigheid. God is in sy tempel, hemelpoorte bewe. Here, hierdie is u tempel en ons bid vir u teenwoordigheid. Vader, Psalm 15 sê, Here, wie mag 'n gas wees in u tent? Wie mag tuis gaan op die heilige berg? Hy wat onberispelik leef en regverdig optree, wat van harte die waarheid praat, hy laster nie, hy doen nie sy medemens kwaad aan nie en hy bespot nie sy naaste nie. Here, en wanneer ons dit lees, dan word ons stil. Want wie van ons sit hier in hierdie kerk met rein harte en met 'n hande en 'n mond wat nie maar dikwels oortree nie. Met 'n gesindheid en 'n moedswilligheid wat partykeer nie regtig wil hoor nie en maar bietjie verbykyk by dit wat ek weet ek behoort te doen. Here, maar dankie dat u vir ons beloof in Johannes 1 vers 9 wat sê, hy is getrou en u vergeef ons sondes en u is lief vir ons. Here, ons is hier om te hoor, wat wil u vir ons sê? Ons is hier met oop harte. Maar hierdie woorde gaan by ons verby, as die Heilige Gees nie in ons harte werk nie. En ek kom vra, in ootmoedigheid, in nederigheid, asseblief Here, u is altyd teenwoordig, maar wees besonder teenwoordig, en waai met u Heilige Gees deur ons harte. Vader, maak ons stil en belangrik, dat ons nie net hoor nie, maar dat ons vanoggend uit hierdie kerk uitstap, en Vader, ook gaan doen. Ons vra dit in u naam. Amen. Kom ons lees 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 8, 14 tot 17, 19 tot 20 en Matteus 28. Kom ons lees en hoor wat sê die woord. Want die wesenlike wat ek ontvang het en ook aan julle oorgelewer het, is Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. En hy het aan Sefas verskyn en toe aan die 12. Daarna het hy aan meer as 500 broers tegelyk verskyn, en van wie die meeste nou nog leef, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan my en al die apostels. As die laaste van almal het hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn. En as Christus nie opgewek nie, is ons verkondiging sinloos en ook julle geloof sinloos. Boonop word ons as valse getuies vir God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het,
wat hy dan nie opgewek het nie, as dit so is dat dooies nie opgewek kan word nie. Want as dooies nie opgewek kan word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek nie, is julle geloof te vergeefs en is julle steeds in sonde. Indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gefestig is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis. Lees ons uit Matteus 28. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle ontbed het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het nader kom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Die tema van die preek, van teleurstelling na ontmoeting. Daar's 2 groot feeste as Christene, en ek dink ek kan raai, wat is daai 2 groot feeste? Kersfees en Paasfees. Ons is nou so, help my, 3-4 maande van Kersfees al weg. Kan jy nog onthou hoe die Kersfees gelyk? Vreugde, presente. Vir 'n paar van ons was dit dalk minder gelukkig. Dalk iemand wat ek gemis het. Dalk iemand wat nou ek verlang het. Maar ons is verby Kersfees en ons is nou ek wil sê, in Paasfees in die sin van, onthou, ons is nou in die tydperk, ons is na die lyding en sterwe. Jesus het opgestaan, maar nou het Jesus nog nie opgevaar nie. So ons is nou in die tyd tussen sy opstanding en die hemelvaart. Paasfees is belangrik, weet ons, want dit gaan oor Jesus se lyding, sy dood en belangrik, sy opstanding. En in alle gemeentes word dit gevier. Ek weet nie wat het vooruitsig gedoen nie, maar baie gemeentes het uitstallings, hulle het deurlope, ek weet Jan Kempdorp, nogal oulik, hulle die Vrydag aand Passion of the Christ gewys, en Saterdag fisies met 'n kruis deur die dorp geloop, om mense bewus te maak van die groot erns rondom Paasfees. Ons weet, ons swart broers, die ZCC, maar Mpumalanga, dink ek, het hierdie duisende mense wat saamtrek, omdat Paasfees so belangrik is. Hulle kom so van ver af, om Jesus se Paasfees te kan vier. Ek het gesê, die Paasfees eindig met opstanding, en hier het ons dit gelees. As dit nie vir opstanding was nie, dan kan ons maar ons Bybels toemaak, ons maak die kerkdeure toe, en ons gaan huis toe, en ons drink 'n koppie tee. Want ons is sonder die opstanding van die Here Jesus die mees bejammerenswaardigste van alle mense. Dan beteken Paasfees niks. As gelowiges staan en val ons by die opstanding van die Here. En dit het ons gelees. Ek weet van predikante wat opstandingdiens in 'n begrafplaas hou. En dit is vir my so mooi, want as ons in 'n begrafplaas staan en ons sing van die opstanding van die Here, is dit nie 'n getuienis nie. Hierdie grafte wat rondom ons sit, die mense is nie daar nie. Hulle is na die Here Jesus toe, of hopelik nie na die Here toe nie. Nie hopelik nie, ongelukkig. Maar ons glo, ons medebroers en susters lê nie daar in die graf nie. Ons medebroers en susters is by die Here. Ons preek is van teleurstelling na ontmoeting. Kom ons gesels oor die teleurstelling. Die disippels is ontnigter. Sy lyding, sy dood, is nie wat hulle in hulle wildste drome verwag het nie. Hulle is platgeslaan. Hulle het so gehoop, hulle het gedroom van hierdie man wat die Romeine gaan verslaan. Hulle het gedink, Israel gaan weer op die kaarte kom.
Israel gaan weer as die groot volk opstaan. Onthou jy hoe hulle geredeneer het, wie gaan aan die linkerkant sit en wie gaan aan die regterkant sit? Hulle het in hulle kop die prentjie gehad van hierdie groot koninkryk wat gaan opstaan. En hierdie profeet, hierdie rabbi, hierdie Jesus, wat die groot koning, hy gaan groter wees as koning Dawid. Hy's hierso vir ons. En nou, hulle het gesien hoe hy sterf. Hulle was daar. Hulle het gesien hoe die soldaat die spies by sy sy indruk en die bloed uitloop. Daar's geen twyfel nie, hy is dood. Onthou die Emmausgangers? Geloop en toe kom daar 'n man by hulle aan en hy vra, waaroor praat julle? En hulle was verstom. Waar kom hierdie man vandaan? Hulle sê vir hom, man, is jy 'n vreemdeling? Jy verstaan jy nie, hier's 'n man wat gesterf het en ons het so gehoop. Hy is die een. Ons is so teleurgestel. En dan weet ons, stap Jesus saam met hulle en hy lê die skrifte vir hulle uit en hulle verstaan. Dit is die Here Jesus. En dan sê die Emmausgangers nog, en dis nog niks nie, hier's 'n klomp vroue ook. Hulle praat ons koppe heeltemal de mekaar. Opstanding, waar het jy in jou lewe gesien 'n man staan op? Heeltemal de mekaar. Weet u, is dit nie dikwels ons eie gevoel nie? Teleurstelling. Here, ek bid nou al so lank vir 'n deurbraak in my huwelik. As niks. Ek bid om gesond te word. Die kankertelling lyk net al hoe slegter. Ek het moeilike werksomstandighede. Bid nou al so lank. Here, asseblief, verander dit. Ek het gebid dat die back and claw seer by my plaas moet verbygaan. Here, ek het beeste wat vrek. Ek het so gebid vir my finansies. Vader, ek betaal nie al die rekeninge nie, want ek kom nie daarby uit nie. Teleurstelling, waar's God? Ek bid, gebeur niks. Maar kom ons praat ook oor teleurstelling oor die kerk. Predikante wat ons teleurstel. Dinge wat predikante doen en sê. Ek hoef u nie te vertel nie, in ons eie gemeente was daar 'n tyd terug 2 predikante wat mekaar nie kon vind nie. Ek kan vir u verseker, dit maak seer. Kerkraadslede, ek kan al hoor hoe die ou vir die lidmaat vir die dominee sê, dominee, hy buurman langs my. Jy moet sien wat hy doen en sê. En dan hoor ek, hy's nog 'n kerkraadslid. Mense binne in die kerk wat kibbel en beklei en wetywer. Een van die boeke wat geskryf is oor kerk lui, ek soek God buitekant die kerk, want ek kry God nie binnekant die kerk nie. Die kerk stel my teleur. En dan Eden is daar 'n rugby stadion, hier's 'n paar rugby liefhebbers, julle sal dit weet. Die Carisbrook stadion wat ook genoem word the House of Pain. Hoekom? Want as jy daar speel, moet jy weer die All Blacks gaan wen. Jy moet alles uithaal. En dis vir baie mense is die kerk ook House of Pain. Verwonding, seer, wat ek opgedoen het in die kerk. Ek lees in 'n boek van Pierre Du Plessis, hy haal van C.S. Lewis aan, as hy die volgende sê, I didn't go to religion to make me happy. I always knew a bottle of port would do that. If you want a religion that makes you feel really comfortable, I certainly don't recommend Christianity. Maar teleurstelling het ook te doen met onsself. Christene wat sê, Renée, ek lees van die opstanding, maar dis nie wat ek beleef nie. Ek lees van oorwinning, maar dis nie wat ek voel nie.
Ek het elke keer nuwe voornemens om die Bybel te lees en te bid en meer tyd aan die Here te spandeer, maar dit val. Ek sukkel. Join the club. Baie welkom. U is op die regte plek. U sien, die opstandingsboodskap is nie bedoel vir mense wat dink, ek is okay. Ek is op die regte plek, ek vaar goed. Die opstandingsboodskap is bedoel vir mense wat sê ek sukkel. Baie welkom in die kerk vanoggend. U is op die regte plek. Maar dan is daar 'n verrassing. Ons lees in Lukas 16 van Maria Magdalena, die moeder van Jesus en van 'n Salome wat geurende speserye gaan koop het, sodat hulle Jesus kan salf. En op pad soontoe besef hulle, maar hier is 'n probleem. Miskien kan jy raai wat die probleem is. Hulle is 'n paar vroue, maar iemand moet die klip wegrol. En dis 'n probleem. Hoe gaan hulle maak om daai klip weg te rol? En op pad soontoe gesels en hulle maak planne en hulle het seker daai tyd nou nie 'n selfoon gehad om die brandweer of die ouens te bel en sê kom rol weg nie, dis 'n pyn. Maar weet jy die verrassing, ons lees in Matteus 28, toe hulle daar aankom 'n aardbewing en die engel rol die klip weg. Weet jy, ek dink daar's 'n stuk humor in die Bybel ook, want dit wat vir ons so bekommerd maak, dit waaroor ons nagte wakker lê, dit rol die Here vir ons weg. Die Here rol die klippe vir ons weg, vir dit waarvoor ons bang is. Dit waaroor ons bekommerd is. En ek sien die prentjie van die engel wat op die klip sit. Ek weet nou nie of hy 'n grasie in sy mond, maar so nonchalant om te sê, maar wat is julle probleem? Ons rol dit weg. Kom ons gee die klippe in ons lewe, kom ons gee dit wat vir ons bang maak, dit wat vir ons bekommerd maak, kom ons gee dit vir die Here. Hy sal dit wegrol. Partykeer sien ons dit nie raak nie, en partykeer wonder ons, maar die Here rol die klippe uit ons pad uit weg. My eksamen, my finansies, my kind wat sukkel om werk te kry. Kom ons gee dit vir die Here. Hy rol dit weg. Maar dan vra die engel, wie soek julle? Ek is ook hier vanoggend om vir u te vra, wat soek u? Waarna is u op soek? 'n aantrekliker vrou? Slimmer kinders? Groter kar? Dis seker nie verkeerd nie. Maar hoor wat sê die engel. Julle soek Jesus, die gekruisigde. Hy het opgestaan. In Matteus 6 vers 33 lees ons, soek allereers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Voor ons na enigiets anders in ons lewe soek, vra die Here, soek die koninkryk van God en die res sal vir julle bygevoeg word. Dit gaan in die eerste plek oor wat is die wil van die Here. Oor die koninkryk en sy wil eerste. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart, op jou eie insig moet jy nie staat maak nie, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie reguit maak. Sy wil, sy koninkryk kom eerste. En dan die ontmoeting. Die engel gee vir hulle die opdrag, haas julle en gaan sê vir sy disippels, hy is opgewek uit die dood, hy gaan julle vooruit na Galilea, daar sal julle hom sien. Ek gaan dit tog lees uit Matteus 28 uit. Met vrees en groot blydskap het hulle haastig van die graf af weggegaan om die boodskap aan sy disippels oor te dra. Die engel sê vir hulle,
gaan julle vooruit na Galilea, daar sal julle hom sien, en hulle het met blydskap gehardloop om die boodskap te gaan oordra. Wat is die sleutelwoord hier? Gehoorsaamheid. As baie mense wat sê, nee, ek glo nie voor ek nie iets sien nie. Ek glo nie voor ek nie iets beleef nie. Ek glo nie voor dit en voor dat nie. Ons praat van die vingerteologie, onthou jy vir Thomas? Thomas het gesê, as ek nie my vinger in die merke kan insteek nie, gaan ek nie glo nie. Die vroue was gehoorsaam en raai wie ontmoet hulle? Onverwags het hulle Jesus tegemoet gekom en gesê, gegroet. Hulle gaan toe nader, gryp sy voete en aanbid hom. As ons die Here, as ons hom in gehoorsaamheid dien, dan gaan ons die Here Jesus ontmoet. Ons gaan hom sien. Wat beteken gehoorsaamheid? Gehoorsaamheid beteken Jesus meer en ek minder. Meer van die Here en minder van my. Ek sien min jong mense hierso, maar Dominee Jaco Stryd om vertel so mooi van jong mense wat vir hom sê, Dominee, gaan 'n gap jaar vat, gaan myself vind. Is nie verkeerd om 'n gap jaar te vat, nie? Maar dan sê Dominee Jaco vir hulle, ek verstaan nou nie mooi nie, maar in my Bybel lees ek moet myself gaan verloor, dan gaan ek die Here Jesus vind. Matteus 16 vers 25, wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Dis deel van die opstandingsboodskap. Hy meer, ek minder. En wat sê die Here vir hulle? Moenie bang wees nie. Is hier enige iemand wat vir niks bang is nie? Steek julle hande op. Onthou die liedjie wat ons gesing het as kind, ek is 'n dapper meis, kyk hoe stap ek deur die huis, en daar's niks waarvoor ek skrik nie. Hoe ouer ons word, hoe banger word ons dalk vir dinge in ons lewe. Die Here sê, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Moenie bang wees nie, ek is saam met julle en ek is by julle. Ek gaan klaarmaak. Paasfeeste is een van die 2 groot feeste wat ons as gelowiges vier. Dit gaan oor sy lyding, sy sterwe en sy opstanding. En soos wat ons mekaar gesê het, sonder sy opstanding is ons geloof waardeloos. Dis leeg. Ons het gesê die opstanding boodskap is vir teleurgestelde mense. In God, in die kerk en in onsself. Ons het gesê Paasfees beteken verrassing. Die klip is weggerol. Dit wat vir ons moeilik is, dit wat vir ons bang maak, dit rol die Here Jesus weg. Ons kan dit vir hom bring. En dan het ons gesê, Paasfees gaan, of die opstandingsboodskap gaan oor 'n ontmoeting. 'n Ontmoeting, maar dan vra die Here vir ons om gehoorsaam te wees. Ons sal hom kry, ons sal hom vind op ons pad na gehoorsaamheid. Ek het in die begin sê, teleurstelling is vir ek self wat teleurstelling is. Opstanding beteken dat die oorwinningskrag is ook in my. Lenet Beer sê dit altyd so mooi in haar getuienisse, as sy so mooi sê, dit wat in my is groter as dit wat buitekant my is. En dan die versekering, die troos. Hy is saam met ons, as my hele familie uitgewis word in 'n motorkar ongeluk. Hy is saam met ons as my familie skielik van 4 na 8 mense meer word, omdat 2 mense aan kanker gesterf het. Hy is saam met my as my finansies nie klop nie. Hy is saam met my as my kind sukkel om werk te kry. Opstanding beteken,
Ek kyk verby die gebrokenheid, die stikkindheid. Dit beteken Jesus is met ons en by ons. Ek gaan vir u iets lees oor 'n Vrydag en dan maak ek regtig klaar. In 'n stadium van sy lewe, so vertel die prediker Tony Campolo, het hy dienste gehou in 'n swart gemeente in die stad Philadelphia in die VSA. Dit was 'n vreemde ervaring om daar te preek, vertel hy, van die gemeente het jou nooit laat twyfel oor hoe jou preek vaar nie. Hulle sou jou of toejuig of hulle misnoë wys. Sy eie ervaring was dat hy een keer toe hy bietjie klei getrap het om 'n moeilike teologiese konsep te verduidelik, 'n vrou wat die gehoor het oorroep het, "Please help him Jesus." Op 'n ander keer het dit waarskynlik beter gegaan, want sy preek is elke keer onderbreek met 'n geesdriftige aanmoediging. Preach brother, give it to them straight. Dis omtrent al wat hy van sy eie prediking in die gemeente kan onthou. Maar een bejaarde swart man, 'n leekprediker se boodskap sal hy nooit vergeet nie. Dit was Goeie Vrydag. En die ou man het voor die gemeente kom staan en sag gesê, "My broers en susters, dit was Vrydag en Jesus is in die kruis vasgespijker, maar moenie worry nie. Sondag is aan die kom." Dit was Vrydag en die disippels en Jesus en sy ma en die vrou het gehuil, maar dit was Vrydag. Sondag was aan die kom. U sien, dis vandag steeds Vrydag. En skeptiese mense kyk na die wêreld en sê, niks het deur die jare verander nie, en niks sal ooit verander nie. Maar wat hulle nie weet nie, is dat vandag nog maar Vrydag is. Aan die einde van sy preek het hy weer eens uitgeroep, "This is Friday." En daarin het die hele gemeente geantwoord, "But Sunday is a-coming." Die opstanding is nie 'n paspoort na 'n ander wêreld nie. Dis 'n kwaliteit van lewe in hierdie wêreld. En saam met dit, ons troos, ons versekering van die Here Jesus, ek is met julle, tot en met die volëinding van die wêreld. Kom ons bid. Here, ons is stil. Dankie vir u opstandingsboodskap. Dankie dat alhoewel ons weet, dit steeds Vrydag is, met die stikkindheid, die gebrokenheid, dat u is op pad. Dankie daarvoor. Mag ons leef vanuit hierdie opstandingsboodskap, mag ons leef vanuit hierdie troos, dat u met ons en by ons is. Here, en wanneer ons trane te veel raak, dan weet ons, u staan by ons, en u is met ons. In die dae wat ons lag en vreugde het, en dat u ook met en by ons is. Ek wil bid vir hierdie gemeente. Ek wil bid vir Dominee Gys. Dankie vir die wonderlike werk wat hy in hierdie gemeente doen. Seën hom, maak hom sterk. Ek wil bid vir die kerkraad. Dankie vir soveel mooi getuienisse. Dankie vir hulle gehoorsaamheid en hulle bereidwilligheid om vir u te werk en u te doen. En Here, dankie vir hierdie gemeente, elke lidmaat in hierdie gemeente. Wil u nie vir elke lidmaat seën en voorsien, en mag vooruitsig 'n baken van hoop wees, 'n baken van lig, vir hulle wat buitekant die gemeente staan, dat hulle kan sê en kan weet, in vooruitsig het ek my Here gevind. Ek bid vir ons almal vir die week wat voorlê, die uitdagings, die vreugde, dit wat moeilik is. Ag Vader, ons kom na u toe en ons gee vir u die klippe. Ons gee vir u die klippe van hierdie week, en ons kom vra vir u genade.
Ons kan niks bid omdat ons enigiets is nie. Ons bid dit in die genade van die gekruisigde Here Jesus. In U naam. Amen. Ons gaan afsluit met 'n laaste slotlied en dan spreek ek die seën uit. U kan maar staan as ons dit sing. Jesus lewe, hy het die dood. Hy gee ons hoop en vrede, dat ons weer voorwaarts gaan, want Jesus is ons Here, hy het klaar ons pad gebaan. Die Here Jesus lewe, hy het hemel toe gevaar. Hy heers daar as die koning, ons voordeel kom bewaar. Die koning moet die heilige, ons roeping hier volbring. Want Jesus is ons koning, hy gee ons lewe sein. Die Here Jesus lewe, hy kom ons eendag haal. Hy sal ons dan laat aansit by sy Messiasmaal. Kom laat ons hom verheerlik, sy liefde nou besing, en saam met ons wat lewe, aan hom die gode bring. Die seën kom uit Psalm 20 uit. Mag die Here aan jou hartsbegeertes gee en al jou planne vervul. Mag daar krete van blydskap wees wanneer ons die nuus verneem van jou geestelike oorwinnings. Mag vla wapper uit lofprysing aan God vir alles wat hy gedoen het. Mag hy jou gebede beantwoord. Amen.